Dis natuurlik vanjaar verkiesingsjaar, lekker om te sien hoe verskillende partye ook hulle verkiesingsmanifest beskikbaar stel en inligting oor die partye met ons begin deel. Die Vryheidsfront Plus wat sê hulle is slaggereed vir die komende verkiesing op 29 Mei 2024. En daar saamgestaan kan word om herstel en te bou. Ons gesels met Dr. Corneille Mulder, hy is die Vryheidsfront Plus se hoofsweep in die parlement. Goeiedag dokter, baie welkom. Goeiemiddag, baie dankie vir die geleentheid. Die Vryheidsfront Plus is 'n lid van die veelpartye handves vir Suid-Afrika, saam met die DA, die IFP en ander partye. So beteken dit dan julle het almal saamgesmelt, dokter? Nee, inderdaad glad nie. Die feit van die saak is dat die politieke partye bly elkeen voortbestaan in hulle eie reg, onder hulle eie naam, onder hulle eie leierskap, onder hulle eie manifest, onder hulle eie veldtog. Maar hulle werk saam in 'n veelparty handves as verskillende politieke partye, maar op die stembrief gaan jy nie kry die veelparty handves of dan soos in Engels wil sê die multi-party charter as 'n opsie vir wie gestem kan word nie. Jy stem nog steeds vir die politieke party van jou keuse, so daar's nie sprake van saamsmelt nie, wel beslis van saamwerk. Nou as hierdie partye steeds afsonderlik aan die verkiesing deelneem, wat is die doel van die handves dan? Die doel van die handves sou ek sê is 'n voorverkiesingsooreenkoms. Met ander woorde, die probleem is dat ons grondwet in Suid-Afrika is nie regtig geskryf om voorsiening te maak vir koalisies wat nou werklikheid word. Die grondwet byvoorbeeld bepaal dat binne 14 dae nadat die verkiesingsuitslag gesertifiseer is, moet die parlement bymekaar kom, al die nuwe lede word ingesweer en dan moet ons 'n speaker verkies op daardie dag en ook 'n president. Daar's net 14 dae. En dit is 'n bitter kort tydperk eintlik. As mens in gedagte hou dat daar 'n klomp onderhandelinge sal moet plaasvind om ooreen te kom oor hoe lyk so 'n regering, wie gaan die speaker wees, wie gaan die president wees ensovoorts. So die veelparty handves is 'n ooreenkoms tussen verskillende politieke partye wat ons reeds ooreengekom het oor 'n gesamentlike visie, sekere prioriteite, sekere beginsels en ons probeer die proses waarvoor daar so min tyd is te bespoedig deur voor die tyd reeds met mekaar saam te werk. Wat is die waarde van 'n kiezer se stem vir die Vryheidsfront Plus, gegee hierdie moontlikhede vir koalisieregerings dan, dokter? Dit is ongelooflik belangrik vir ons. Die stem van elke kiezer is geweldig waardevol. Ons ag dit baie hoog en ons neem dit glad nie van selfsprekend nie. Ons weet mense moet baie hard werk daarvoor en 'n party moet sy geloofwaardigheid beskerm en kom met antwoorde en oplossings wat kiesers voor positief teenoor sal staan. So die werklikheid is dat die Vryheidsfront Plus het hom reeds bewys tydens die koalisies wat tot stand gekom het sedert 2021 reeds. En dit is algemene kennis, daar word van die Vryheidsfront gepraat as die verstandige, betroubare koalisie vir nood. Ons wil self bewys in daardie opsig. Daarom byvoorbeeld in verskillende plekke is ons reeds in koalisieregerings en maak ons absolute konkrete positiewe verskil. So die voordeel is dat 'n kiezer kan en moet vir die Vryheidsfront Plus stem en onthou daar's 3 stembriewe, jy moet op al 3 vir die Vryheidsfront Plus stem. En deur dit te doen, weet jy dat jou stem gaan ingedra word deur die Vryheidsfront Plus en so kan jy jou stem indra in koalisies wat tot stand gaan kom op verskillende plekke ook op nasionale vlak. Ongelukkig het koalisieregerings nie 'n baie positiewe gevoel in die onlangse jeugenis by mense gelaat nie. Mens hoor dikwels dat koalisieregerings onstabiel is. So sou dit nie beter wees as een groot party dan aan bewind kom nie, dokter? Nee, beslis nie. Kom ek vir jou so sê, dit is waar dat daar sekere negatiewe publisiteit is rondom koalisies, maar dit is ook nie die hele prentjie nie. In Suid-Afrika is daar ongeveer 80 koalisieregerings en wanneer ons van negatiewe verslaggewing kry, dan gaan dit oor een of twee van die groot metros wat 'n probleem veroorsaak waar daar onstabiliteit is. Ek dink aan Ekurhuleni byvoorbeeld, Nelson Mandela Bay, Gqeberha. Maar daar's baie ander koalisies wat absoluut stabiel is en wat baie goeie resultate lewer. Ek noem 'n voorbeeld in die Wes-Kaap uit die 30 stadsrade is die Vryheidsfront Plus tans in koalisieregerings in 11 van daardie stadsrade wat ons saam met ander partye regeer. Dit is baie stabiel, dit is van jou beste regerings en die prestasies wys dit. So die werklikheid is dat ons gaan nooit 'n scenario ooit weer in Suid-Afrika kry dat een party op sy eie voldoende steun gaan kry om alleen te kan regeer nie. Daarvoor is die diversiteit van Suid-Afrika net eenvoudig te groot. Mense kan stem vir die party van jou keuse waarmee jy gemaklik is, mits jy weet dat daai party van jou vorm deel van 'n veelparty handves van partye wat seker gemeenskaplike dinge het en so word jou stem daar ingedra en jy gaan deel word van 'n regering op daardie manier. Dankie Dr. Corneille, is lekker om ook perspektief te kry op die veelparty handves en wat dit ook vir kleiner partye kan beteken. Dr. Corneille Mulder, parlementslid en hoofsweep van die Vryheidsfront Plus wat met ons gesels het oor die veelparty handves vir Suid-Afrika, koalisieregerings en die waarde wat die Vryheidsfront Plus sal toevoeg. Die Vryheidsfront Plus sê stem op 29 Mei en help om te herstel en te bou.
Hierdie promosiegesprek is betaal deur die Vryheidsfront Plus.